Dit is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense, maar deur God genoem word. Yes. Groete in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus. Ek is Pastor Ricardo, ek wil vir julle groet in die mooi naam van ons Koning Jesus Christus. As weer vandag 'n goddelike voorreg en 'n geleentheid om weer saam met julle te wees in julle se huis, daar wat julle sit. Prys die Here Jesus Christus. Ek glo dat julle tot hiertoe hierdie program geniet en die woord wat ons met julle deel, prys die Here Jesus. As ons dadelik aangaan na die woord van die Here, geliefdes, in die boek van Johannes 16, die laaste onderwysing aan die disippels, slot van die trooster en van Jesus se wederkoms. In vers 1, hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoge ban, ja, daar kom 'n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie, en ook my nie. Maar hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou, dat ek julle dit gesê het, maar ek het julle dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was, en nou gaan ek na hom wat my gestuur het, en niemand van julle vra my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle harte vervul. Vers 7. Maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig, dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Tot net sover. Prys die Here Jesus. Kom ons lê die oop. Onse God en Hemelse Vader, Vader, ons kom in die naam van Jesus Christus. Here, ons kom sê vir u dankie, my God, vir u genade. Vader, ons gee aan u die eer, die lof, die prys en die aanbidding. Want tot hiertoe, my koning, het u ons gedra. Tot hiertoe, Here, was u vir ons 'n skilte. Here, tot hiertoe, my God, het u ons getroos, ons versterk, ons bemoedig. Here, daarom kan ons vanmôre met alle vrymoedigheid die troon van God nader, om op die regte tyd gehelp te word. Omdat ons weet, my koning, Here, dat u is 'n waarmaker van u woord. Ek bid vanmôre, my God, Here, dat u en elk wat na hierdie opname sal luister sal sien. Ek bid dat u iemand, my koning, Here, uit moedverlose vlakte uit optel, my God. Ek bid dat u dat die persoon bekragtig met die krag van u sterkte, Here, om nie te wankel nie, my koning, Here, maar om staande te bly teen die liste van die vyand. Ons vra dit in Jesus naam. Ons bid dat die woord van die Here sy doel op hierdie program sal bereik, in die naam van Jesus. En ons kom sê vir die dankie daarvoor. Amen. Geliefdes, prys die Here Jesus Christus. Die Here sê iets wonderlik. Hy sê, dit is vir julle voordelig, dat ek van julle af weggaan. En ons is in 'n tyd, ek wil vandag met iemand praat, wat iemand geverloor het, wat 'n geliefde geverloor het, wat het die moeder geverloor, het die vader geverloor, het die kind geverloor. En sommige keer sit 'n mens met vrae, hoekom en waarom? En dit is 'n ding wat nooit regtig van jou af weggaan nie, veral as jy 'n geliefde verloor het, iemand wat by jou was, waar jy, ek kan amper sê, toe jy vir jouself niks kan gedoen het nie. Om so iemand te verloor, dit is iets wat nie sommer van jou af weggaan nie. Maar ek is hier om vir u vandag te bemoedig. Die Here Jesus praat met sy disippels in die boek van Johannes 16 vers 7. Hy sê, maar ek sê vir julle met waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Hy sê, sommige keer ons huil wanneer ons mense verloor. Ons huil wanneer ons familielede verloor. Ons huil wanneer mense van ons weggeneem word. Maar hier sê die Here Jesus Christus iets wat eintlik half nie reg klink nie. Want hoe kan dit voordelig is dat u van ons af weggeneem word?
En ek dink dis hoekom die apostel Petrus opgestaan het en gesê, nooit nie Here, nog nooit sal so iets met u gebeur nie. Maar die Here sê, dit is voordelig dat ek van julle af weggeneem word. Ek sien, daar is 'n voordeel in wanneer iemand van jou af weggeneem word. Daar's niks wat jy, mense kan van jou af weggeneem word. Maar in die tyd wanneer hulle van jou af weggeneem word, is daar iets anders wat jy weer ontvang. En ek het gesien, prys die Here Jesus Christus, as ek moet kyk na my persoonlike lewe, was dit vir my voordelig dat sommige mense of 'n spesifieke persoon van my lewe af weggeneem was. Want as daardie persoon in my lewe moet gewees het, sal my lewe vandag nie in hierdie rigting was waarin dit gegaan het nie. Ek sal nie vandag hier gesit het waar ek nou sit en met u gepraat het daar binne in die huis. As daar 'n spesifieke persoon in my lewe was. En sommige keer dan verstaan die mense dadelik. Jy verstaan nie dadelik. Jy sit met klomp vrae. Maar Here, hoekom nou? Hoekom Here in die tyd wat ek regtig die persoon nodig het? Here in die tyd, hierdie persoon was die persoon wat moet miskien vir jou skool gebetaal het. Hierdie persoon was die persoon wat moet seker gemaak het daar's kos in die huis. En daar's miskien baie keer wat jy wanneer jy moet gaan slaap het sonder kos. Want daardie persoon was skielik weggeneem. Maar ek is vandag hier om vir u te sê, u verstaan miskien nie nou nie, maar hierna sal u verstaan. Jy sal regtig verstaan wanneer jou lewe, ek kan amper sê wanneer jy die doel bereik het in jou lewe wat die Here vir jou op aarde gesit het. Maar voor daai sal jy nie verstaan nie. Voor jy gekom het tot by die punt waar jy die doel verstaan van God in jou lewe, gaan jy sit met baie vrae. Jy gaan sit met baie vrae, jy gaan sit met baie confusion, en is in daardie tyd, en dis gewoonlik die tyd waar die vyand kom, en hy probeer jou afrokkel, hy probeer jou wegdrywe van die rigting wat God vir jou wil vat. Want jy sit met klomp vrae. Here, hoekom nou? Here, hoekom hierdie persoon? Here, daar is so baie persone in my lewe wat nie regtig vir my tot voordeel is nie. Maar die mees belangrikste persoon vat u weg. Maar ek is vandag hier om vir u te sê. U verstaan miskien nie nou hoekom dat die persoon weggevat is nie. Miskien was dit die moeder. Miskien was dit die vader. Maar hierna sal u verstaan. Hy sien, alle vrae word geantwoord wanneer jy kom tot by die plek waar jy weet dat die is die doel hoekom ek gebore is. Dis die plek waar alle vrae geantwoord word. Never mind wat gebeur het, jy kan hoe seer gekry het, jy kan hoe, mense kan hoe afgedruk het, mense kan hoe ge-abuse het, jy kan deur watter tipe abuse gegaan het, maar die moment wanneer jy gekom het tot by die plek waar jy weet dat die is wat die Here van my wil hê, dit is wat God van my lewe sê, die moment wanneer jy gekom het op die punt waar jy weet dat dis die rede hoekom ek gebore is, alle vrae word daar geantwoord. Dis die plek waar alle vrae geantwoord word. Wanneer jy kom tot in sy teenwoordigheid, en die Here maak aan jou bekend dat dit is die rede hoekom jy gebore is. Dis wanneer alle vrae geantwoord word. Hoekom was my ma so vroeg uit my lewe uit weggevat? Hoekom was my pa nie betrokke aan my lewe gewees? Hoekom moet ek alleen by vreemde mense groot geword het? Hoekom is ek die persoon wat altyd in die kortste een moet getrek het? Hoekom was ek die persoon wat my huis verloor het en ek moet in die plakkeskam gaan bly het? Hoekom was ek die persoon wat altyd moet vernedering deurgemaak het? Hoekom was ek die persoon wat eintlik gesien was as die swart skaap in die familie? Ek weet, wanneer word al daardie vrae geantwoord? Daardie vrae word geantwoord wanneer jy kom te by die plek waar jy weet dat dit is die doel hoekom ek gebore is.
Maar voor daai sit jy met baie vrae. En jy sit met baie teleurstellings, want dinge maak nog nie regtig vir jou sin nie. Maar die plek waar alle vrae geantwoord word, is wanneer jy kom te by die punt, waar jy weet met sekerheid, dat dis die doel hoekom ek op aarde is. En wanneer jy by daardie punt uitgekom het, dis wanneer baie dinge nie meer vir jou, baie dinge, jy is nie meer so bekommerd oor baie dinge nie. Jy weet, die is die rigting. Jy weet spesifiek met wie is die mense, wat jou self moet assosieer. Voor daai het jy baie vriende. As iemand van 'n distance af na jou lewe moet kyk, dan dink hy persoon, ja, maar hierdie persoon weet seker nie regtig. Dit lyk of hierdie persoon nie rigting het nie. Voor jy gekom het by jou taak, voor jy gekom het by die plek, wat die Here, vir die plek, voor jy gekom het by die doel, wat God jou op aarde gesit het, lyk het vir jou lewe het die rigting. Dit lyk vir jou lewe gaan in sirkels. Maar ek is vandag hier om vir u te sê, die Here Jesus sê vir sy disippels, dit is voordelig dat ek van julle af weggeneem word. Want ek het gesien, dis net wanneer iemand van jou af weggeneem word, wanneer jy regtig daardie persoon sy teenwoordigheid waardeer. Daar is sekere mense, of ek kan ewen sê, daar is sekere kinders, wat hulle ouers die teenwoordigheid nie waardeer nie. Maar dit is die dag wanneer daardie persoon van jou af weggeneem word, wanneer jy eintlik regtig sien, wat hierdie persoon vir jou beteken het. En daarom wil ek vir u vandag bemoedig, moenie eers wag tot die persoon van jou af weggeneem word, voordat jy daardie persoon waardeer nie. Maar waardeer die persoon nou, terwyl die persoon nog in jou lewe betrokke is. Waardeer die persoon, terwyl die persoon nou nog alles in sy vermoë doen, om jou tevrede te stel. Want jy gaan regtig die waarde van die persoon sien, wanneer die persoon van jou af weggeneem word. En dis iets groot wanneer iemand, die woord van die Here sê, dat die disippels van die Here, het vir omtrent 3 jaar saam met die Here Jesus geloop. Hulle het die Here gevolg, oor as wat die Here gaan. Hulle het selfs hulle werke opgegee, om die Here Jesus te volg. En verbeel jou hier nou net wanneer jy nou regtig hierdie persoon begin leer ken. Hier sê die persoon vir jou, dat ek gaan nie meer verlang saam met julle wees. Ek wil vandag praat met iemand, wat sit in 'n situasie waar jy voel, jy was regtig van advantage gevat. Want net toe julle kom dit by die punt, waar julle regtig mekaar ken, waar julle regtig 'n intieme verhouding met mekaar het, dis toe die persoon gebesluit het, maar nee, maar dit is nou voordelig vir jou, dat die persoon nie meer saam met jou is. En jy sit vandag met baie vrae, maar ek is vandag hier om vir jou te sê, jy verstaan miskien nie nou, die rede, die hoekoms en die waaroms. Daar is 'n koortjie wat ons altyd sing, en ons sê, God ken die hoekoms en die waaroms. En al manier, hoe jy gaan verstaan, die rede hoekom jy dit moet deurmaak, as wanneer jy in sy teenwoordigheid uitkom. As wanneer jy kom ter die plek, waar jy weet, dat dit is wat die Here van my af verwag. Dit is die rigting, wat die Here my wil invat. Dit is die doel, hoekom ek op aarde is. En as jy nog nie by daardie plek uitgekom het, ek weet, is 'n plek, dit voel vir jou, jy's in die wildernis. Dit voel vir jou lewe uit die rigting. Dit voel vir jou, dinge gebeur net nie vir jou nie. En die feit met 'n manier om altyd vir jou te wys dat, kyk hoe gaan dit met daardie mense. Hulle gaan vorentoe. Dinge gebeur vir hulle. Maar het lyk vir jou, dinge wil nie vir jou gebeur nie. Maar ek is hier om vandag vir u te sê, wees standvastig. Wees onbeweeglik in die doel, hoekom God jou hier op aarde geplaas het. Apostel Paulus sê 'n woord wat my altyd bemoedig. Hy sê, vergeet van wat agter is, en strek jou uit na wat voor is, en jaag na die doel, om die prys te verkry, van die hoë roeping, van God, in Christus Jesus. Want met versekerlik wil ek u vandag bemoedig,
Dit was vir u voordelig. Never mind hoe dit gevoel het, toe dat die persoon uit jou lewe uit weggeval het. Never mind hoe dit vir jou gevoel het, daardie moment. Never mind wat jy deurgemaak het. Dit was vir jou voordelig. Jy verstaan het miskien nie nou nie, maar ek is hier om vandag vir u te sê. Dit was vir jou voordelig. Want even as ons kyk in die woord van die Here, die tyd, toe die Here Jesus saam met sy disippels op aarde geloop het, nie een van hulle het verander nie. Daar was geen change in hulle lewe gewees nie. Sy woorde, jy kan amper sê, as jy kyk na, as jy die evangelies lees, en jy kyk na die optrede van die disippels, voor die Heilige Gees gekom het, voor die Gees van die waarheid gekom het, voor die trooster gekom het, was daar geen change in hierdie manne se lewe gewees nie. Daar was, die ongeloof was sigbaar op hulle gewees. Even na die dood van die Here, sê Thomas, maar as ek die gate in sy hande sien nie, en as ek met sy hand binne sy sy indruk, dan sal ek nooit glo nie. Manne wat saam met die Here Jesus gebeweeg het, en ons sien die ongeloof in hulle in, terwyl die Here by hulle was. Want dat is iets van 'n mens se persoonlike teenwoordigheid. Veral, as jy in die gevaar is, as wanneer jy familie word met daardie persoon. En dis wat baie kerkmense vandag sit. Ons is te familie met ons leiers. Ons is te na aan hulle. Dis hoekom sometimes hulle woorde op ons lewe geen verandering bring nie. Want ons is te familie met hulle. Dis hoekom even die Here Jesus se eie familie, dis hoekom die woord van die Here sê, daar was in 'n sekere stad, waar die Here nie baie kragte kan gedoen het nie. Want die mense het in hom geglo nie. En hoekom het hulle nie in hom geglo nie? Want hulle het hom te goed geken. Hulle het geweet dat die was die seun van Maria, die seun van Josef. Die is die timmerman se seun die. Ons weet waar hy groot geword het. Ons weet hoe, ons ken sy pa, ons ken sy familie. En dis sommer keer een van die redes hoekom dinge nie kan gebeur in kinders van die Here se lewe nie. Want ons is te close met die manne en die vrou van die Here wat die Here in ons lewe gesit het, en ons raak te familie met hulle. En dis hoekom die Here Jesus moet weggegaan het. Want in die tyd wat die Here op aarde saam met sy disippels geloof het, was daar geen change wat jy kan gesien het wat regtig aan hierdie manne se lewe gebeur het nie. Petrus was nog steeds daardie persoon gewees op wie jy nie kan staat gemaak het nie. 'n man wat nou vir die Here gesê, Here, ek sal saam met u sterwe. En net met die omdraai, sien ons dat hy sê, ek het hierdie man nog nooit geken nie. Die moment toe hy gevra het, maar was jy nie saam met hulle in die tuin nie? Sê Petrus vir die mense dat, ek het hom nog nooit geken. 3 keer. Maar die Here sê vir hulle, dis voordelig dat ek van julle af weggaan. En ons kan regtig sien, dit was voordelig. Want in die tyd wat die Here Jesus saam met hulle gebeweeg het, was daar geen change nie. Dat het gelyk of niks gebeur in hulle lewe nie. Maar, prys die Here Jesus, toe die Gees van die waarheid kom, was alle vrae geantwoord. Even wat die Here Jesus van gepraat het, hulle niks verstaan wat hy gesê het nie. Hulle het nie verstaan wat die Here gesê het nie. Dit was agterna wat die Heilige Gees gekom het. Daarom sê die Here Jesus Christus, hy sê niemand hoef julle te leer nie. Hy sê dat die Gees van die waarheid sal julle aangaande alles leer. En dis toe hulle verstaan het, toe die Heilige Gees kom, toe verstaan hulle, okay, dis wat die Here bedoel het, toe hy gesê het. Dis wat die Here bedoel het, toe hy dit gesê het. Want in daardie moment, daar is iets van wanneer die persoon van jou weggevat word. Daar is iets wat jy ontvang wanneer mense van jou af weggevat word. Daar is iets wat uit jou uitkom, prys die Here Jesus Christus. Daar is 'n confidence wat jy gaan beweeg wanneer sekere mense van jou al lewe af weggeneem word. Ek wil vandag vir iemand sê, dat het tyd geword om ophou te huil. Oor daardie persoon, daardie vriend wat jy verloor het, wat jou seer gemaak. Daardie persoon met wie jy amper die helfte van jou lewe gespandeer het, en hy het opgegee op daardie huwelik, dat het tyd geword om jou horing te vul met olie. Die Here sê vir Samuel,
Waarvoor tree jy nog oor? Vul jou horing met olie. Dit het tyd geword vir jou. Dit klink miskien vandag hard, maar dit het tyd geword om op te huil. Dit het tyd geword om op te hou treur. En dis miskien een van die redes hoekom jy nie vorentoe kan beweeg nie. Want jy hou te vas aan die verlede. Hy sien solank die persoon se woorde by jou is. Die Here Jesus sê vir sy disippels, hy sê dat die woorde wat ek tot julle spreek, dit is gees en dit is lewend. Solank hulle sy woorde gedokumenteer het, solank hulle sy woord het, ek wil vandag vir iemand sê, hou vas aan die woord van die Here. Ek weet het voor vir jou sommige keer, dat die Here is nie met jou nie, maar hou vas aan die woord van die Here. Ek wil vandag iemand bemoedig, hou vas aan God se woord, moenie omkyk nie, moenie omdraai nie, jy het te ver gekom, om nou hier om te draai. Die Bybel sê, in die boek van Konings, toe die profeet Elia in die hemel opgeneem word, en Elisa het die mantel van Elia opgetel, en hy vra, waar is die God van Elia? Hy het gevra, waar is die man van God? Maar waar is die God van Elia? Mense kan van jou af weggeneem word. Vriende kan jou verlaat. Families kan moed opgee met jou. Maar solank die Here nog by jou is, almal kan jou verlaat. David sê, al het my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my aanneem. Ek wil vandag vir iemand bemoedig, prys die Here Jesus Christus. Ek weet, mense het jou verlaat, mense het jou in die steek gelaat, mense het jou teleurgestel. Maar solank die Here by jou is, daarom sê die woord van die Here, hy sê, dat as God vir ons is, wie sal kan teen ons wees? Die apostel Paulus, hy skryf dat hy sê, vra, wie sal my skei van die liefde van God, wat daar aan ons Here Jesus Christus is? Hy sê, geen verdrukking, geen nood, geen situasie sal ons kan change, sal die liefde wat die Here vir ons het, kan verander. Wees vandag bemoedig kind van die Here. Ek weet jy is teleurgestel, ek weet jy is neergedruk, maar vul jou horing met olie. Fokus op die Here. Sit jou fokus op die Here. Moenie omkyk nie. Moenie rondom jou kyk. Prys die Here Jesus Christus. Sit jou oë op die Here. Maak weer tyd vir God se woord. Maak tyd in gebed. Spandeer tyd in sy teenwoordigheid. Dis waar alle vrae geantwoord word. Want met sekerheid kan ek vir u sê, dit was voordelig vir u, dat daardie vriend, wat jy opgedepend het van jou af weggeneem word. Dit was voordelig vir u, dat sommige mense van jou af weggevat word. Moenie treur nie, kind van die Here. Staan vas. Moenie omkyk nie, moenie rondom jou kyk nie. Sit jou oë op die Here, prys die Here Jesus. Die Here Jesus sê nog net 'n klein tydjie, en ek is weer met julle. Dit het nou tyd geword om moed te verloor nie. Dit is nou die tyd om die naam van die Here groot te maak. Dis nou die tyd om die Here te ken in al jou weë. Dis nou die tyd, prys die Here Jesus Christus, om God te verheerlik. In die tyd van Job, waar alles van hom af weggevat word, en selfs sy vrou kom na hom toe en sê, seën God, vloek God en sterwe. Waarvoor sal jy nou nog hier op die Here sit te vertrou? Jy sien dat jy het alles geverloor. Maar Job sê dat die goeie het ek van die Here geniet, sal ek ook dan nie slegte nie. Want een ding wat ek vir u met sekerheid kan sê, in alles wat die Here vir u laat deurgaan, of wat die Here vir u deurvat, het die Here 'n doel wat jy nie nou verstaan nie. In elke ding, in elke teleurstelling, in elke mishandeling, of whatever het is wat jy deurgaan, die Here het 'n doel in alles. Want die Bybel sê dat niemand lewe vir hulle self nie, en niemand sterwe vir hulle self nie. Die Bybel sê dat as ons lewe ons tot eer van die Here, en as ons sterwe ons tot eer van die Here. En of ons lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Hy sê, niemand lewe vir hulle self nie, en niemand sterwe vir hulle self nie.
Hy sê as ons lewe ons tot eer van die Here en as ons sterwe ons tot eer van die Here. En of ons lewe en of ons sterwe ons behoort aan die Here. En ek wil net vir u vandag los met 'n vraag: vir wie lewe u? Vir wie lewe u? En daarom wil ek u bemoedig, prys die Here Jesus Christus, kind van die Here. Kyk vorentoe. Moenie rondom jou kyk nie. Want die Here is met jou. Vader, in die naam van Jesus Christus, ek bid vandag, my God, Here, vir ons kykers. Ek bid dat u hulle sal sien. Ek bid dat u hulle sal bewus maak van u beloftes, my koning. En ek bid dat u met hulle sal wees. Here, soos u gebeloof het in die woord, dat ek sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie. Wees met hulle, my God, in Jesus' naam. Amen. Tot die volgende geleentheid, geliefdes, die Here seën vir u. Shalom. Dit is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense, maar deur God genoem word. Yes.